Hallo Steven, Gaan dit? goed om met jou. Goed. Baie goed kan nie kla nie. My dit. Watse foto het jy daar gehad op jou holding profiel? O, dis die African Achievers Award wat ons gewen het in 2014. 2014. 2014 vir Charity Organization of the Year. En dit is vir moeg gesukkel, is dit? Dis vir my gesukkel, ja. My Ja, dis en korrek. So dis. ek verstaan nie hoe ek Dis al 'n rukkie terug. verstaan nie hoe ek dit gemis het nie. Okay, ons spring 'n bietjie way ahead. Vat asseblief so Okay. lank as wat jy wil en stel jouself voor aan die oorsee audience. Okay, ek gaan dit nou in Afrikaans doen hè. Ja, ons praat Afrikaans. Hierdie Alles is Afrikaans. Afrikaanse onderhoud. Ek is lus om 'n bietjie my Okay. moedertaal te praat. Ek hoor. Ja, baie dankie. Dis 'n wonderlike voorreg om julle te kan join. Um en bietjie meer te kan share oor wie ons is en wat ons doen. My naam is Jacques Papenfoos. Ek's maar net 'n doeteenvoudige normale persoon soos enige ander persoon daar buite. Maar ek dink ek het 'n lekker passie. Passie om mense te help, passie om besig te wees. Ek dink ek kry myself baie keer baie van die tye in moeilike situasies. Laai nog op die vurk, nog op die vurk wat hy. We do what we do and we do it to the best of our ability every day. Sure, kort en kragtig. Kort en kragtig. Yes. Nou, kom ek sê gou vir jou hoe ek nou op julle afgekom het. Is my vrou. My vrou het my gewys. So soos baie couples maar in die aande sit in die bed skrol ons, jy weet, ons die skrol deur een feed na die ander feed en toe wys sy vir my een van jou video's. En sy sê jy moet met hom praat. Want hierdie is die tipe goed wat mense nie altyd sien nie. En nou die feit dat jy al in 2014 daai award gekry het en ek nou eers van dit uitvind, is 'n goeie voorbeeld daarvan. Want as jy deur die geskiedenis van Oorsee se feed gaan scroll, dan gaan jy video's sien van mense se immigrasie. Jy gaan onderhoude kry met bekendes soos Joe Black en Steve Hofmeyr en daai ouens, maar baie selde, pretty much niks. Een interview met We Are South African se founder, maar baie min gaan jy 'n onderhoud sien met iemand wat vir jou die nare waarheid gaan wys. En dit is waarmee jy elke dag besig is. Die nare waarheid. En ek wil nou nie ek bedoel dit nou glad nie sleg nie. Maar daar is armoede in Suid-Afrika. Daar is swaar. En mense sien nie dit altyd nie. En wat ek baie keer en ek sien dit baie oor see met Suid-Afrikaners wat oor see woon. Hulle praat nie oor daai dinge nie. Hulle wil dit nie sien nie. Dis nie lekker om dit te sien. Dit is nie lekker vir my om te skraal en dan daai te sien nie, want dit maak seer. En dan voel ek in myself, maar hoekom doen ek so min om terug te gee vir my land? Asseblief vertel ons 'n bietjie van 'n paar van jou laaste uh uh, tye wat jy ingetree het en mense gehelp het wat swaar kry. Onder andere, Ek ek ekskuus, ek val jou nou in die rede. Ja, reg Steven. Ek het die Steven, ek's bly jy sê dis jou land. Jy weet want jy weet ek is nou hier so jy bly in Australië, maar jy het dit so mooi gesê. Dit bly jou land. altyd. Alhoewel dit wat jy weet 'n ou raak emosioneel oor hierdie goed want dis wat dit is. Jy weet almal van ons soek die beste vir ons kinders. Jy weet ons soek die beste toekoms en ons as ouers het verantwoordelikhede. En ja, ons het net gekies om hier te bly. As jy hoor wat ek sê. Ja, Dit dis lekker want ek en jy sal saam net so lekker kan braai soos twee Suid-Afrikaners. Jy hoor wat ek sê, dit bly ons land. absoluut. Dis die kondisies waarin ons land is wat dit gemaak het laat baie van hierdie gevalle gebeur waar ouers en hulle kleinkinders of oumas en oupas en hulle kleinkinders weg moet wees van mekaar af. Dis nie die ideale situasie nie. Maar in daai selfde manier het daar ander goed in ons land gebeur wat soos hierdie naweek ontmoet ek 'n ou wat klere verkoop, eintlik laasweek langs die pad. Okay? Hy het met COVID sy werk verloor. Nou Rian is so 'n bietjie meer as 'n meter lank, maar hy's al so oud soos ek en jy. Hmm. Maar hy staan elke dag consistent langs die pad
in Pretoria Wes, naby industriële gebied en hy koop klere by 'n auction en hy verkoop dit langs die pad. Dis nie dat hy dit wou kies nie, maar hy moes dit kies om aan die lewe te bly. En Jy ek het daai verstaan. video gesien. En hy is eintlik 'n hy's in veiligheid of in health and safety. Dis Health and safety. Hy was 'n health and safety officer. Verstaan? Jy verstaan, hy het 'n beter bakkie gehad. Hy het nou so 'n ou Opel karretjie, maar dit het met hom gebeur. En vir hom om nou werk te kry in ons land is moeilik. dit Dis is dis daar's ander elemente wat ons nie nou vandag oor gaan praat en hardop noem nie, maar daar's alle elemente wat hy elke dag moet face. En ja, ek my eie geskiedenis en ek wil nie lank uitbrei daaroor nie, ek het groot geword kollede weeskind. My ouers is oorlede in 'n motorongeluk toe ek 9 jaar oud was. Ek het alleen groot geword. So ek dink ek kan in 'n manier assosieer met Rian wat swaar kry aanbetref. Jy hoor, ek is vandag gelukkig. Ek het 8 kinders, verstaan wat ek aangeneem het. Ek het 'n multicultural family. Ja, jy verstaan. Ek het kleerlingkinders aangeneem. Hulle bly in my huis. So ek doen wat ek kan vir ons land. Jy hoor wat ek sê ja. met die elemente. En ek is besig om as individu te sê, maar wat kan ek doen om dit te oorbrug? Ek was nie deel van die goed wat gebeur het voorheen nie. Ek Hmm. kan deel wees van 'n oplossing nou. Jy weet so, ek dink dis daai tipe van goed wat my excite amidst all the struggles we find ourselves in, is om te dink, maar ek kan kies om 'n solution te leef. Ek kan kies om daar te wees vir 'n Rian. Ek kan kies om op te staan en 'n verskil te maak. Toe ek daai video sien van Rian en ek sien hy begin kyk jy net toe hy vir jou half wou verduidelik van wat se tipe dag hy het en hy begin huil want dit is swaar en ek kan net myself indink wat hy op sy skouers dra want hy is nie net homself nie, hy's 'n pa, hy's 'n man. Hy moet huis toe gaan en hy moet sy familie in die oë kyk en hy moet kan wys, het hy nou ietsie om terug te bring vanaand of het hy niks? Dit is verskriklik. En ek weet ons gaan nie die redes vir al die swaar kry dalk op hulle name noem nie. Ek het Hoeka nou ons doen nie baie politieke video's nie. Ons het nou juis onlangs een gedoen omdat daar so baie nuus in daai afdeling is en die backlash wat inkom is ongelooflik, maar gelukkig vir die 80% van dit is alles positief. So dit is ook goed om daai waarheid daar uit te kry, maar soos jy nou net genoem het, ons is nie die rede vir die swaar kry wat nou in die gang is of die woede wat in sekere mense is. Ons is nie die rede nie. Ons voorvaders was dalk. Ons was nie daar nie. Ons ken nou nie die details van al daai goed nie. Maar wat ek nogal baie geïnteresseerd is want ons is weg. Ek en my vrou. Okay, ek gaan so klein bietjie oopmaak. Ek hou nie van om te veel oop te maak oor my verlede nie, maar ek was ook 'n weeskind. Ek is aangeneem in Tenten in die Wynberg uit die weeshuis daar en ek het by twee verskillende ouers groot geword. En in een geval het ek verskriklik swaar gekry en as 'n klein seentjie onthou ek dit baie goed. Ek onthou hoe ons by die huis gekom het in die middag na skool en daar was nie kos nie. Ons het naweke tussen Parow West op die Ashope gaan speel. Dit was ons entertainment. Ons het daar gaan speel en dan tel ons maar ou goed op wat ons kan huis toe vat, soos ou videokameras of wat ook al ons kon kry. In my tweede huishouding het dinge baie beter gegaan. Ons was nou nie ryk of enigiets soos dit nie, maar daar was elke dag 'n bord kos op die tafel. So ek kan myself net indink hoe moeilik dit moet wees vir iemand wat glad nie is nie eens 'n R20 'n dag kan maak ek klere uit om huis toe te gaan en dan nie is dit kan gee vir sy familie nie. Maar ek is verskriklik geïnteresseerd want toe ons daar weg is uit Suid-Afrika, toe's dinge nog nie so sleg nie. Ek het vir myself gewerk en ek kon kos op die tafel sit. Dit was baie dae maar stresvol, maar dan print ek my besigheidskaartjies uit en ek stap in die industriële gebied in en ek deel my kaartjies uit want ek is 'n web developer. So ek kon 'n diens lewer van die huis af. Maar hoe erg dink jy het COVID die tafels gedraai so dat mense wat 'n lewe kon bou
met wat hulle gestudeer het, dit nou glad nie meer kan doen nie. Jy moet verstaan die impak wat COVID gehad het en ek dink nou vinnig en ek hou nie daarvan om 'n ding 'n politiese ding te maak nie. Ja. Okay, maar onthou dat daar's 'n sekere gedeelte van Suid-Afrika wat ook in COVID swaar gekry het en daarna het hulle dit vir die ander moeiliker gemaak. As jy hoor waarheen ek gaan. Ek hoor. Jy verstaan. So weer eens. Ek sê dit. Jy het dit net nou gesê. Ons is dis nie ons skuld nie. Okay? En as ek vandag moet jammer sê, dan sal ek 10 keer jammer sê. Verstaan jy? Hmm. Ek dink ons moet by dit inkom en ek raak emosioneel want ek kom by Rian en hy sê ek kan nie eens my kind my vra vir brood om 'n klip gee nie. Nee. Verstaan jy? En ek wens ek kan jammer sê. Want ek sal jammer sê, ek sal met opregtheid, ek sal dit kan own ook as jy hoor wat ek kan sê. Ek sal dit kan own en sê, hoorie, vir wat ook al gebeur het, sê ek jammer, maar gee almal net 'n kans. Hmm. Kom ons werk saam in 'n solution vorentoe, okay? En of dit gaan gebeur, weet ons nie. Okay, dis 5 van hierdie of 5 van daai. Maar ek dink dis wat my dryf, is daai en ek dink dis ook hoekom jy miskien hierdie show het. Jy verstaan swaar kry. En jy doen iets om iewers 'n verskil te probeer maak. En ons almal het 'n tipe van swaar kry deurgegaan. En ons moet daai energie vat van die swaar kry wat ons deurgegaan het en ons moet 'n voorbeeld stel. Want hulle het ook swaar gekry. Ek verstaan waar dit vandaan kom, nê? Maar ek kan uit my swaar kry nou 'n voorbeeld stel om te sê dis hoe ek kies om hierdie swaar kry deur te werk. Ja. Ek kies om uit te gaan en 'n verskil te maak vir daai persoon, daai persoon, daai persoon. Ek kies om te gee. Jy weet, ek het vanoggend het ek 'n breakfast meeting met 'n vriend. Ek het 'n uur uitgekoop om met hom te gaan praat oor sy lewe. Ja. Verstaan? Waar het ons in vandag se besige lewe in 'n werksdag want ek het 'n normale werk. My werk nie moeg gesukkel nie. Verstaan? So moeg gesukkel is 'n bediening buite my normale werk. Ja. Maar omdat ek omgee en worry en ek deel van die solution wil wees, vat ek tyd en ek koop tyd uit vir 'n ander ou se lewe. Want ons moet iewers swaar kry en bietjie sacrifice. Dis deel van hierdie resep. En as dit is wat ons nou moet doen in hierdie proses, dan doen ons dit en ons doen dit met 'n betere wete dat hoor hierso, ek doen dit vir my kinders eendag. Presies dit. Jy praat so van jou Ek kinders, ek maar my kinders kry nie hulle ken nie daai tipe swaar kry nie. Daar's party daar wat ons of hulle sê ons is jammer, ons kan nou nie ongelukkig nie vir julle dit kry wat julle wil hê nie. Maar dit pale in comparison as ek dit nou met Engels moet sê. Hulle verstaan nie die die grind om te gaan en met jou voete te gaan loop en te gaan soek dat jy die einde van die maand die huur kan betaal, dat jy genoeg baba poeier kan koop of 'n melkpoeier kan koop sodat jy vir jou baba kan melk gee nie. Hulle sal dit nooit verstaan nie. Ek onthou daai goed asof dit gister was. Dit was moeilik. Maar dis waar wat jy sê. Ek dink ons generasie en ek is nie 100% seker hoe oud jy is nie, maar ek is baie seker ons is naby mekaar. Ons het baie van ons het ten minste 'n bietjie swaar gekry om genoeg verstanding te hê of om te kan verstaan wat net 'n gedeelte van wat baie van die mense deurgaan. En ek het jou familie gesien. Ek het gesien jy het hulle gevat pizza. Vir 'n pizza en jy's welkom 'n bietjie meer oor dit uit te brei. En hulle lyk wonderlik en hulle lyk gelukkig. Ek is meer geïmpressed dat baie van hulle ever eet op hulle pizza. ek hoor, ek hoor. Kyk, ja, dis ek sal vir jou 'n fotootjie stuur wat jy kan share. Ja, Okay? asseblief. En stuur vir my, gee vir my asseblief van daai video's van Rian. Ek wil dit net as verwysing vroeër in sodat die oorsee audience kan sien na wie ons verwys. Dis wat ons doen. Dis goeie werk wat So jy. so so ja, die kort en die lank van dit en ek dink dis waarby hy uitkom is. Um, ons is in Suid-Afrika en terwyl ek nog hier is, kies ek elke dag eerder om deel te wees van 'n solution. Verstaan? Ek kies om hier te bly, alhoewel dit elke dag nie maklik is nie, maar ek kies ook om nie blind te wees teenoor die goed om my nie. Hmm. En dit vat tyd, jy weet, ons het in Moegesukkel 'n sentrum waar ons 70 mense huisves. Ja. Okay? Ek het 40 van hulle of 30 van hulle of 40 van hulle van die straat af gaan haal. Nou
gaan ek jou sê die tye wat ek hulle van die straat af gaan haal het, is in tye wat my familie by 'n tafel sit en eet. Hmm. Jy hoor wat ek sê. So dit Seker. gekom met sacrifice, want onthou, as daai oproep inkom, kom daai oproep in 7:00 die aand, 8:00 die aand, 9:00 die aand. Eh, Hoe los jy iemand in die koue op straat? Jy verstaan. So ja, ek dink die kort en die lank is, kyk, soos jy gesê het, in 2015 het ons al die award genoem, Hmm. gewen. Ek dink ou, doen net wat jy kan doen elke dag. Jy staan op en jy maak die beste van jou dag. Jy leef jou lewe ten volle. Jy weet, ek is 'n baie groot believer in dit wat die Here deur Jesus eerste vir my gedoen het. Ek het nie eerste gedoen nie. Hy het eerste gedoen. So Ja. baie firm believer daarin, en dat hy eintlik klaar gedoen wat hy moes doen. Almal weet, as ons praat, elke dag praat ons, die Here moet vir my dit en die Here moet vir my dit. Ek is 100% met dit. Maar ons moet nou. Hy het klaar gedoen wat hy gedoen het. Hy het gekom sodat ons die Heilige Gees kan ontvang wat in ons woon. Okay? En ek en jy moet nou doen. Ek en jy is nou 'n extension van sy liefde teenoor iemand. Dis Ek en jy is 100%. nou 'n extension van sy omgee teenoor iemand. Dis hoe hy werk. Hy kan net nou deur my en jou werk. Dis En dis presies. dood eenvoudig. Ek en jy moet vandag kies. Is ons in hierdie span van hom en gaan ons 'n extension wees van sy liefde teenoor hom? Ek het vandag iets interessant gehoor, nou dat jy dit noem. Ek werk in 'n Christenskool, en hulle is baie streng. As studente hoef die studente nie Christene te wees nie, want ek meen kinders weet nie altyd wat hulle wil hê in die lewe nie, maar as staf moet jy die voorbeeld wees. En dis pretty much deel van die job subscription description. Maar iemand het gesê, ons het gepraat, ek kan nie nou presies waar ons praat nie, maar hulle het gesê sometimes people identify as a Christian, but they're not a real Christian. En dis my interessante konsep. En ek dra nie altyd my geloof op my sleeve nie. Ek doen nie, want ek hoop my aksies spreek dit. Maar iemand het my eendag gevra, wat beteken dit vir my om 'n Christen te wees? Dis sê ek vir hulle, dit is nie religious nie. Dit was ook nooit nie. Ek gaan nie rondstap en vir jou Bybel quote of enigiets van dit nie. Ek het 'n persoonlike verhouding met Jesus. 'n Persoonlike verhouding. En soos enige ander verhouding, gaan dinge nie altyd great nie. Partykeer is ons kwaai vriende, partykeer is ek gehoorsaam en ek vertrou in hom en dinge gaan baie goed. Ek raak baie emosioneel as goeie vriende en mense naby aan my nie in die Here glo of net nie belangstel op sekere tye nie, maar met hom in my vind ek altyd weer daai geduld. En dis waar wat jy sê. Ons is sy extension. Hy verwag nou van ons om die werk te doen wat hy vir ons gelos het. Presies. Ek weet vinnig, ek weet ons nie baie tyd nie, Wanneer jy die maar wêreld daar's 'n oom wat 'n sendingwerker is. Okay? En hy het besluit hy gaan na 'n groep kannibale toe en hy gaan vir hulle leer. En hy het toe so bo op die berg, hy was seker bang om te naby aan hulle te bly, maar hy het toe so bo op die bergie, het hy vir hom 'n huisie gebou. En hy het afgegaan en het hulle liefgehê en hy het hulle geleer. Naderhand het hierdie ouens al groentetuine gehad en diere gehad en 'n klomp ander goeders. En die ou oom is toe dood aan natural causes in die hospitaal. En ja, 'n klompie jare hoor 'n missionary sendingsgroep van hierdie groep kannibale. Okay? En hulle gaan toe om nou te gaan minister by hierdie kannibale. En hulle kom daar en hulle sê, hoorie, ons wil net vertel, ons wil met julle share van Jesus. Hulle sê toe, wow, ons ken hom. Hy het net nie bo op die berg gebly. Dit waarvan julle nou praat, het die bo op die berg gebly vir soveel jaar. Ja. En dis waaroor dit gaan. Verstaan? Ek dra dit ook nie op my sleeve nie. Verstaan jy? Maar in daai extension het ons die ability. Dis dieselfde, ek sê altyd, jy het een keer in jou lewe het jy kans om Hmm. iemand se superheld te wees. En dis jou kind se. Hmm.
Jy het rarig die kans om rarig vir iemand 'n Superman te wees. En dis jou kindsin, want jou kind het volle geloof in jou. Absoluut. My pappa is die sterkste, my pappa is die grootste. Hmm. Hoeveel te meer is dit nie hierdie kans om 'n superheld vir Jesus te wees? Ja, ek En dis net 'n narrative. Dis 100%. dis mense is vasgevang in 'n narrative. Okay? Dit kom nie met 'n las nie. Hmm. Hierdie wat ek doen kom met soveel joy, want jy dink ek het na Rian toe gegaan vir dat ek hom terapie gee. Nee, ek het daar weggestap. Ek was changed. Ek was touched. Dis presies wat ek gevoel het uit daai video uit. En dit het my teruggevat na daai kere wat ek moes gaan stap het om te gaan soek vir werk en ek het my kliënte gekry. Maar nie is ek meen wat hy doen is ekstreem. Hy gaan met die bietjie wat hy het. En soos hy gesê het in daai video, party dae verkoop hy niks en dan 'n tweede dag verkoop hy weer niks en elke keer moet hy petrol ingooi en weer terugry en weer terugry. En hy gaan sit sy trots neer. Want mense wat vir jare 'n goeie werk gehad het, goeie inkomste gehad het, wat finansiëel byvoorbeeld bietjie wat vry was, hulle gaan nie langs 'n pad gaan staan en smous nie. Hulle gaan nie. Alhoewel, jy kan nie sê nooit nie. Ek meen, if desperation calls, verstaan? Presies. Ek Presies. kan myself So ek gaan kan staan jy gou-gou. Gaan staan jy gou-gou langs die pad. hmm, Verstaan jy? Gaan staan jy gou-gou. Gaan presies staan jy langs die pad en verkoop goed, dan kyk jy. Jy gaan worry oor wie sien jou. Jy presies gaan nie worry oor wat maak jy nie. presies dit. Jy Presies. gaan worry oor wie sien jou. Daai Hy ou het nie geworry. Hy was op daai laagpunt waar hy nie hy het my 'n WhatsApp gestuur en vir my gesê ek moet hom kom kuier. Gaan kyk gou-gou mooi as jy daai video weer kyk. Gaan kyk net sy gesig van enlightenment toe hy sien ek kom aangestap met die kamera. sure. Gaan kyk mooi. Gaan kyk mooi die eerste 4, 5 sekondes waar hy sy deurbraak kry om te sê hier's hierdie ou nou, hier's hoop. Hmm. Kom ons praat 'n bietjie oor die kamera. Ek wil bietjie preemptief wees, want daar gaan oorsee mense wees wat gaan sê nee, maar hoekom rekord jy dit? Jy moet net goed doen want jy doen goed. Yes, ek stem 100% saam want die Here sê in die Bybel daar waar jy goed doen waar mense dit nie sien nie, jou beloning wag in die hemel. Maar as jy nie hierdie goed wys vir mense nie, veral nie vir mense oorsee nie, gaan hulle dit nooit sien nie en hulle gaan vergeet. En ek is skuldig. Ek is skuldig. Ek het vergeet. Ek het vergeet die swaar wat ek Kom ek verduidelik vir jou. Kom ek verduidelik vir jou. Okay, want ek het al 'n paar mense gehad wat my lelik uitgehaal het oor Wat dit. ek sal nie verbaas wees nie. En ek sê altyd a man with an experience will never be left to the mercy of a man with an opinion. Okay? Ek het 'n experience waar God met my gepraat het. So God het vir my gesê, dis wat jy moet gaan doen. Ek het oorspronklik eers 'n tafeltjie gevat. Okay? En dan gaan slaan ek 'n tafeltjie op in 'n park saam met 'n boemelaar. Dan eet ek 'n ete, maar ek gooi 'n tafeldoek oor. Ek gee vir my glasbord, 'n staal mes en vurk. Ek gee vir my glas met ys binne-in. Ons het dit genoem dis die jy is kosbaar projek. Ek het 'n uur gaan share. Toe sê die Here vir my neem dit af. Okay, maar hoe? Hoe bedoel hy? Neem dit af. Hmm. Okay? En een keer nou moet ek jou een ding sê, nê? So as ek dit gedoen het, raai waar kry ek die meeste backlash vandaan? Van daai persoon se familie af. Ja, skuldig. Ek onthou. Ek vra vir die persoon mag ek dit afneem? Ek vra. Hulle gee toestemming. Okay. En die een keer toe kry ek heavy. Toe sê ek, Here, maar hoekom? Hoekom? Wat is die hoekom moet ek hierdeur gaan hierdie negatiewe goeders? Ek hou nie van negatiewe goed nie. En dit was 'n Sondag en die Here vra toe vir my, hy sê toe vir my, hoeveel mense is op 'n Sondag in die kerk? Ek sê baie. Hy sê hoeveel is nie in die kerk nie? Ek sê as ek dink meer is nie in die kerk nie, hoor. Hy sê waar's hulle? Ek sê hulle is seker maar by die huise. Hulle is Sondag.
Hy sê wat doen hulle? En ek sê wat doen hulle? Hy sê hulle is op hulle fone. Presies dit. Hy sê en jy dink Okay. jy praat met hierdie mense. Ek het nie met hulle gepraat nie, Rian het met hulle gepraat. Verstaan jy? Die Here gebruik 'n persoon wat down and out is om 'n boodskap te bring. Dit gaan nie oor Jacques nie. Dit gaan oor Rian kan assosieer met iemand anderster en mense kan met hom assosieer en hulle kan by hom iets leer. Ja. Ek is net die wissel. Verstaan Dit jy? Ek is maar dit net die wissel. dit is presies. Presies. Dit is dis 1 + 1 is 2. Dit presies. Dankie dat jy dit gedeel het. Dit is nog 'n eye-opener en ek hoop die oorsee community stem daarmee saam. Nou, ek wil net so vinnig vra oor is dit Jason? Is Ja, yes, ek het sy video gesien so 'n paar weke terug actually. Hoe gaan dit nou met hom? baie goed. Baie goed. Hy hardloop al rond. Hy hardloop al rond op die been. Ja, dis 2, 3 keer 'n week Woonsuster toe. Daai been van hom was baie erg beskadig. Ons het En hom deurgetrek. is hy deur 'n hond gebyt? Nee, hy het eintlik maar 'n stikkende plek gehad en uh as die lewenskondisies waarin jy bly nie so netjies is nie, dan sit maar vuil in die omgewing. En hy het toe aan die dingetjie gekrap en hy het toe infeksie gekry van 'n virus wat onder sy vel ingegaan het. En hulle moes toe die vel afhaal en ander veloorplanting doen, maar hy was gedoen in 'n staatshospitaal in Suid-Afrika. Mm. Verstaan? En Ja. soveel so dat ek toe dat familie toe 'n video 'n foto gesit en gesê hulle het hulp nodig vir hierdie kind. En ons het die wonderlikste wondsuster Renay Lessing Mm. wat ons toe gehelp het. So hy is seker nog so 'n maand weg, Mm. dan sy shop. Maar dit gaan baie goed met hom. Ek het hom baie jammer gekry want hy was baie bang toe hulle hom invat. En En dit was wat onthou jy kan dink hoe seer, jy kan nou net dink elke keer wat jy daai verbande moes afhaal, nê? ja, As 'n kind hoe seer moet dit wees. Verstaan jy? ja. So jy kan dink hoeveel pyn hy in was elke keer. Nee. Ja, maar die pyn is nou weg. Ding is besig om gesond te word. Dit is verskriklike baie goeie werk. Ek weet nie hoe om dit te bewoord sodat mense kan verstaan hoe passievol ek voel oor hierdie nie. En ek is jammer dat oorsee nooit van die begin af lig geskyn het op al die goed. Ons is baie gefokus om Suid-Afrikaners te help wat in die buiteland aankom sodat hulle kan settle en hulle uh, die plek kry waar hulle gaan nou hulle lewe bou en al daai goed. En dit is moeilik op sy eie. Maar dis niks soos die vir mense wat nie die opsie het, wat nie die skills of enigiets het om vir 'n visa te aansoek te doen vir die buiteland of so wat 'n nuwe lewe dalk anders kan bou nie. Hulle moet 'n lewe bou daar waar hulle is. En hulle gaan dit nie altyd alleen kan doen nie. En dis waar mense soos jy inkom en jy help vir hulle daai hoop gee. En ek dink jy sê dit ergens in jou op jou webwerf sê jy daar is hoop. Daar is hoop. Daar is hoop. Hmm. Daar is hoop. Wat maak dat ons elke dag opstaan? Daar moet hoop wees. As daar nie hoop was nie, was ons nie vandag hier nie. Hmm. En jy sê ek is net 'n extension van die goeie werk wat God al klaar in my lewe begin het. Dis al, ek is nie ek nie. Johannes 3 vers 30 sê God moet meer word en ek minder. Dit beteken dit wat vir hom belangrik is moet meer word in my lewe. Dit wat vir my belangrik is moet minder word. Jy Ja. verstaan? So ja, soos jy gesê het, ek dra dit nie op my maar dis daai verhouding wat 'n mens kweek Hmm. in 'n verhouding met die Here. Waar op daai punt kom ek ry vanoggend met my kinders in die kar, aangenome kinders, twee van hulle, vat hulle skool toe. En die een hou nie daarvan om te leer nie. Hmm. Okay, nou sukkel ons met hom, is matriek nou en. Ek sê vir hom, dink, hy sê vir my ja, maar as oom nie hou daarvan om iets te doen nie, dan wil jy dit nie. Ek sê Diamond, dink gou so daaraan. Ek is nou op pad skool toe met jou. Dis net na 6.
Dink jy nie ek het ook moeilik opgestaan nie? Ek sê ek het eergisterand van Xavier se proewe afgekom 12 uur die aand. Jy weet ek's nog 'n pa van 8 kinders ook, okay? Ja. Ek sê maar raai wat, ek doen dit vir jou, Ja. want ek's lief vir jou. Ek sê en raai wat, ek sê daar's iewers 'n kind wat wil leer, wat nie kan leer. Ek sê so jy moet jou hele manier verander. Jy moet gratitude hê omdat jy kan eksamens skryf. Daar's iemand anders wat bid en sê, kan ek asseblief net die geleentheid hê om matriek te kry? Ek sê maar so het jy gratitude in elke ding wat jy doen. Ek sê en sodra jy gratitude het in elke ding wat jy doen, dan gaan jy dit ten volle doen. As jy nie gratitude het in alles wat jy doen nie, doen jy goed half. Mense wat by 'n werk sit byvoorbeeld, okay? Nou sit hulle daar, hulle is maar hê gratitude oor die werk. Daar's iemand wat nie 'n werk, daar's 'n Rian daar buite. Dan gaan jy in daai werk perform, want jy gaan daar wil wees. Maar ons het ungrateful geword. Ons het gewoond geraak aan baie van hierdie goeders. En ons vat alles nou as vanselfsprekend. En dis die probleem. Ek moet ongelukkig hardloop. Ek het nou weer 'n volgende meeting Ja. wat gescheduled is. Boeta, ek sal graag op 'n volgende keer weer saam met jou wil kuier. O, verseker, nee, Um ons gaan weer met gesels. Ek gaan met liefde. ek gaan die recording stop en dan as jy dalk 60 sekondes vir my het, wil ek net vinnig met Ek jou. het vir jou dit. Ek wil net asseblief stuur, ek weet julle vat donasie vir julle werk. Stuur asseblief julle bankbesonderhede. Ons gaan dit by die video bysit en ons Baie het 'n dankie. relatiewe groot Facebook groep met ons oorsee members, omtrent so 90,000 mense en dan so 10,000 subscribers op die channel en so ons sal seker maak dit gaan so ver as wat ons dit kan stuur. En hierdie is oorsee, Suid-Afrikaners wat oorsee woon. En ek gaan regtig, ek vra vir julle Ons baie mense. dankie. As dit julle mense selfs Ons mense. $10, ek sal die eerste een wees vir $10. Dit is $10 Australiese geld is oor R100. Dis genoeg om Baie vir dankie. 'n maaltyd te gee. So kom ons kyk of ons vir julle 'n bietjie van 'n boost kan gee want ek weet jy het wat jy gesê 70 mense na wie jy moet omsien en dan jy nog 'n groot Ja, familie ook wat jy ons aangeneem het. ja, nou ons gee vir so 200 families ook kospakkies So, buitekant ons netwerk. Ek sê altyd saam maak ons 'n groter verskil. Dis nie ek nie, onthou ek sê extension. Van wat ook al gebeur as ek net 'n extension. Ek is in die wonderlike voorreg om my eie besighede ook te hê, verstaan jy? ja, Ek werk vir myself daardeur voorsien die Here vir my en ek kan regtig net 'n extension wees en dis al wat ek wil wees. Ek wil net 'n extension wees. dis great. Maar Jacques, baie dankie vir jou tyd. Ek weet jy moet hardloop. So weer eens, dankie dat jy die tyd uiteengesit om met ons te gesels en ek hoop hou net aan en ek hoop jy kry al die help wat jy nodig het om hierdie dit nog te kan doen vir jare. Baie dankie en dan dis lekker. Ek kan nou seker hierso vir 'n klomp mense in Australië sê go bokke en verstaan julle bly nog ons kyk as ons altyd die rugby kyk aan Australië. Dan sien 'n Ja. ou nou al baie groen daar tussenin. Verstaan Ons trek nou so binnekort dis awesome. ons trek nou binnekort Perth toe. So ek kan nie wag nie. Ons is nou in Melbourne. Awesome. Ja, so ek trek binnekort Perth toe en ja, dit gaan great wees. Lekker aand. Ek praat gou vinnig weer met jou Baie in die lig af. dankie. Alles wat mooi is goed gaan.